Betrap jy oor die blou. Is sy aan? Daar sy nou. Goeiemôre en baie welkom. Ons is 'n bietjie min vanoggend, maar daar's baie mense wat siek is, ander wat die oosweer gaan trotseer het met 'n klomp sport en hulle is op pad terug. En dan het ons, 'n klompie dinge nou baas my, is hy hier? O ja, hier so sy. Kom ons kyk gou, na die kerkraadsvergadering wat ons donderdag gehad het. Nou, daar's so 'n paar dinge wat ons graag met u as kerk, as gemeente wil deel, wat ons op die kerkraadsvergadering bespreek het. Daar's heelwat nuwe intrekkers of mense wat lanklaas in die kerk was of mense wat weer betrokke wil wees. En ons lewe in 'n postmoderne tyd. In 'n postmoderne tyd, ek het nou die dag by die TKK, was van die ouderlinge nogal ontstel. Ek sê dit is nou enige skribas se nagmerrie, want mense is nie meer ingestel op attestate en lidmaatsertifikate wat oorkom en so aan nie. As ek vandag wil AGS toe gaan, dan gaan ek AGS toe, as ek vandag na 'n ander kerk toe wil gaan, dan gaan ek. Maar daar's tog 'n behoefte dat wanneer ek swaar kry of in 'n situasie is dat die gemeente vir my 'n bietjie ondersteun. So ons sal graag wil hê dat as jy betrokke is, net seker maak of jou naam en jou besonderhede by ons is. Ons beplan om die Sondag wat ons nagmaal hou, dit is die 16de Augustus dink ek, wil ons dan weer so opnametjie maak. Gaan nie om jou te bind nie, gaan glad nie om jou te dwing nie. Al wat ons wil maak is dat ons wil maar net dat ons weet van jou en dat ons by jou wil uitkom en graag by jou wil kuier. Ons het ongelukkig op die oomblik baie min kerkraadslede wat in die dorp is. Ek dink dit is letterlik 2 of 3 en die buitewyke is mooi besorg. Nie al die buitewyke het kerkraadslede nie, maar ons wil regtig by julle uitkom en kuier en bietjie meer kontak maak. So help ons daarin en bid ook daar ook vir ons wat dit dan betref. Ander dinge wat uit die kerkraad uitkom, is dat Herman vra Bybels vir die kinders. Daar's heelwat kinders in die katekisasie wat nie Bybels het nie. As jy dalk 'n ekstra Bybel het wat jy nie gebruik nie, of selfs 'n Bybel wil sponse, kom bring dit na die kerkkantoor asseblief. Dan het hulle ook gevra, hulle wil vir die kinders leer om ook vir die Here iets te gee. Julle sal onthou, die ouer mense sal onthou, die sending het sulke sendingbussies gehad of so. So ons noem dit 'n sente vir katekisasie, om 'n geldjie te gee sodat die kinders dit daar kan ingooi. Ook leer om iets te kan gee. Dan het ons elke Sondag kinderkerk, maar op die oomblik is dit net 2 wat die kinderkerk hanteer. Daar was gesels lank op die kerkraadsvergadering, moet ons nie die kinderkerk los, dat die kinders leer hoe om in die kerk in te kom en deel te wees van die kerk. Nie ander het weer gevoel, maar hulle is deel van die kerk tot by die prediking. So die 2 mense wat vir ons help met kinderkerk, hulle het gesê ons sal aangaan, miskien eenmal 'n maand, wat die kinders nou nie kinderkerk het nie, maar ons soek mense wat help. Want die 2 wat nou kinderkerk gee, mis dan die hele kerk. So as jy enigstens 'n liefde vir kinders het en bereid is om eenmal 'n maand vir ons kinderkerk uit te help,
sal dit baie, sal ons bly wees. Julle kan ook sommer uitstappe gaan loer, wat doen hulle daar, en ook bietjie aan te meld. Dan terugvoering van die bazaar, ons laaste bedrag wat ons nou het, wat redelik vas is 425.000. Baie dankie vir almal wat bydra gelewer het. Iets wat minder as verlede jaar, maar ons is die Here baie dankbaar. Marianne sê daar's nog 'n bietjie maalvleis, wors en 'n klein bietjie sosaties oor. So as daar van julle is belangstel, dan kan julle vir Marianne kontak, asseblief. Goed, dan het ons 'n lang lys by lief en leed. Marianne, hy sukkel. As hy, daar gaan hy sommer om hy draai. Kom ons vat hom weer terug. Dis die mense wat siek is, en dan Pieter Brandt se pa, Willem Brandt is oorlede, en dan Frans Burger gaan môre vir 'n ernstige hartomleiding. Gilly Bassingthwaighte, hulle het almal mediese toetse met die oog op operasie, so kom ons dink aan hulle asseblief. Goed, en dan kom ons kyk gou hoe lyk Augustus maand. Augustus maand lyk min of meer so, die tweede Sondag van die 2de Augustus is ons by Sonop, en dan die 12de is weer die singles, daar by Isaan, die singles, ons is nog maar net by die dames, as daar 'n man is wat 'n behoefte het om met die manne te werk, wat single is, enkel lopend is, en dan daai 15de, Saterdag die 15de, is by Huis Dion Lou het hulle kinder, is dit reg, Serena? Ja. Is dit die kinderete, né? As julle nie my prentjies verstaan nie. Dan die 16de het ons nagmaal, die 18de is ons by Kycho, die 19de het ons 'n uur by einkoms, en dan sluit die skole die 21ste. Staatskole die 20ste, 21ste gimnasium sluit, en dan op die 30ste is ons op Witvlei. As julle nie dit verstaan nie, dis die ou kerkie daar op Witvlei, is op die 30ste. Nou dit is voorlopig, as jy iets wil hê wat ons moet opsit, kontak net vir ons. Hoe lyk die week vorentoe? Hierdie week, maandag, kategese by die saal, en dan belydenis by die pastorie. Dit kan wees dat ons hom gaan kanselleer, want die kinders skryf eksamen, ek moet net seker maak. Dinsdag is ons by Kroonster, ons is by Kroonster 3 uur. Woensdag, Bybelstudie by Huis Dion Lou en by Elim, en dan 'n Bybelstudie by Kalahari, 5 uur. Moenie laat kom soos ek wat gedog het, dis 6 uur. En dan Vrydag is die manne bidtier, en die belydenis moet ek ook daar doodkrap, want meneer Ferrel het gesê die kinders begin met eksamen, ek moet eers by die huis bly, sodat die kinders kan leer. So, dit is dan hoe ons weekprogram lyk. En dan word jy uitgenooi na tee, na die diens, en Rudy het gesê, dis regtig koek die keer. Hester het lekker gebak, so, julle moet definitief kom, na die tyd. Goed, baie dankie. Ons tema vir vanoggend is, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Julle sal sien, die kleure vanoggend, Annemarie het dit mooi gemaak, is blou en groen. Blou vir die hemel, soos in die hemel, en dan die groen op die aarde, so ook op die aarde. Goed, baie dankie, wat sing ons, Serena? Môre julle. Goeiemôre. Is lekker om almal weer te sien. Ja, ons gaan vanoggend bietjie sing oor die hemel. Ons gaan eers vrolik wees en aan lofprysing doen. Ons gaan die ou Halleluja 175 sing. Kom tot die Heer met al jou verdriet, kom nou na hom wat redding jou bied. Hy het sy bloed vir sondaars vergiet, hoor nou sy roepstem, kom. En dan die refreintjie wat sê, heerlik, heerlik sal die vreugde toon eenmaal klink, waar vrygekooptes woon. As ons vergader
rondom die troon, daar waar Gods engele staan. En as ons onsself kan indink in die hemel, waar almal net die hele dag besig is om die Here te loof en te prys, wat 'n wonderlike geleentheid sal dit wees, en ervaring. Ek wil tog asseblief dan net sing, ek wil nie klavier speel nie, so ek hoop ons kan dan almal net sing. En dan, ons tweede lied is so 'n bietjie, sommer 'n belydenis wat ons sê, Christus is die ware wynstok, ons is die lote. Dra ons vrug, word ons gereinig, sodat ons weer vrug kan dra. En die refreintjie wat sê, bly in my, soos ek in julle, dan sal julle vrugte dra. En ons aanbiddingslied vanoggend kom uit lied 159. God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, hier waar ons voor hom vergader, en ek het spesifiek die 3de vers, God is in sy tempel, hemelpoorte bewe, almal buig voor hom wat lewe. Engele sing heilig, heilig is die Here in die allerhoogste sfere. En dan sit vir my so 'n regte, egte Gobabis lied wat sê, uit die stof klink ons lof. So kom ons sing vanmôre uit hierdie stofdorp vir die Here lof. Here God van vrede, hoor ook ons gebede. Ons gaan hierdie 3 liedere sing, ons slot sal Dominee Dirk later aankondig, so kom ons wag dan net vir die foto. Baie dankie. So ons begin met ons fotum, en ons fotum kom vanoggend uit Matteus hoofstuk 6 vers 10, waar die Here vir ons leer om te bid. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dis nogal, mense sê dit sommer so maklik, maar wat beteken dit in die praktyk? En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen.
sien daar's baie van julle wat dit nie ken nie, maar dit is eintlik baie eenvoudig en dis 'n lied wat baie lekker sing. Goed, kom ons gaan in aanbidding voor die Here en bely dat hy by ons teenwoordig is ook vanoggend. Baie dankie op hierdie punt wil ons ook gaan in ons Tuungeleni, waar ons saam voor die Here kom sit, en daar's 2 gebede. Die eerste een is die moeilike een, om stil te word voor die Here en vir hom te vra, as ons dan moet bid, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kom ons maak seker, wat is God se wil in die hemel? As ons na die profete kyk, in die Ou Testament sal ons sien dat baie dikwels het God sy hartseer en sy ongelukkigheid, selfs sy toorn oor die mens uitgespreek, omdat hy nie altyd gelukkig was oor wat mense hier op die aarde doen nie, en wat hulle sê en wat hulle is nie. Aan die ander kant het hy hierdie begeerte dat ons nader en nader aan hom sal leef. Ek wil hê dat jy op jou eie gaan stil word voor die Here en probeer hoor, wat is die wil van God in die hemel? Met my en met ons, wat maar hier in die stof van die aarde probeer om te boer, geld te maak. Party mense doen dit so, ander mense doen dit anders, wat ons baie keer in baie vriendskap is met mekaar, nie gelukkig is met mekaar nie. Kom ons word net stil en probeer hoor,
Wat is God se koninkryk? Wat is sy wil? Wat is sy plan in die hemel? En dan gaan ons gereed wees vir ons tweede gebed. Hoe gebeur dit op die aarde? Kom ons word bewus van God se teenwoordigheid en God se wil en God se goddelike plan vir ons. Ons Vader, die woord van U sê heel wat van wat U goddelike plan en wil is. Dat ons U moet lief hê met ons hele hart en verstand. Dat ons ons naaste sal lief hê soos onsself, met die goeie dinge en ook met die foute. Dat dit U wil is dat niemand verlore sal gaan nie. Dat U ons wil seën. En daarom kom bid ons nou, Here, dat ons sal kom bid soos wat U ons geleer het. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dit is dan ons tweede gebed, is waar ons op die plaas bly of in Gobabis bly in die dorp, en waar ons besig is met ons elke dag se dinge. Ons word groot, ons probeer onsself handhaaf, geldjie maak, koop en verkoop, trou, kinders, oud word, sterk. Dat dit wat hier op Gobabis en in die gemeenskap van Gobabis gebeur, sal wees soos U wil. Kom ons bid daarvoor. Here onse God, as ons dan gebid het, wat U wil en goddelike planne is met ons hier op aarde vanuit die hemel uit, wil ons ook om vra dat dit ons wil is, Here, dat elkeen wat hier in Gobabis inry, ten spyte van 'n diversiteit van mense en dinge, dat hulle tog iets kan beleef van U heerlikheid in hierdie dorp en in die gemeenskap en op die plase van Gobabis. Amen. Baie dankie. Kom ons kinders, waar is ons kinders?
Ek wil vra, kan Louise en kan jy vir ons kom help asseblief? Julle moet vir my kom help. Kom saam vir my hier. Ek moet hierdie preekstoeltjie bietjie agtertoe skuif. Hierso. Ons gaan lekker dinge doen. As jou bal, ek weet nie of ons die een moet opplaak nie, ons kyk maar. Ok, kom ons stoot hom terug, want ons gaan nou lekker goeders doen hier. Moet nou net die goed omgooi. Ok. O, aarde, hier's nou drade. Kom ons gaan staan hier. Kyk wat het ons geleer. Dat julle gesien aan die ander Marie het alles gemaak, blou en groen, blou en groen, blou en groen. Wat is die blou? Ja, maar wat is dit? Die hemel is blou, né? En die aarde is hopelik groen, vir alles het reën, né? So, ek wil hê julle moet nou hier staan, ons gaan nou oefen om te bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Wie van julle is die oudste? Is jy ouer as jou boetie, maar jy is die ouer as hy? Hoe oud is jy? 9? 7, so julle twee is... Ok, die een loop voor en die een loop agter. Die een moet wys wat gaan ons doen en die ander gaan kyk dat hulle dit reg doen. Ok. En jy speel. Ok, right. Dis die hemel, so dis die een kant, né? Ons gaan amper musical chair speel. Kom stap jy voor en jy maak, en dis die aarde, né? So wat ons gaan doen is, ons gaan eers die boring ding doen. So in die lewe stap ons tussen die hemel en die aarde, stap ons net lekker deur. Dan die Serena gaan vir ons lekker musiek speel. En as jy klaar deur gestap het, dan stap jy so nie rond en dan kom jy weer en dan gaan ons iets anders doen. Ok, lekker. Maar jy moet nou lyk of jy lus is. Nee, ok, goed. Jy gaat ons. Ok. Stap net vir my lekker deur. Dankie. Goed, nou wat dink jy doen 'n mens in die hemel? Wat maak hulle daar? Dis 'n vraag. Kan julle hom help? Hulle sing. Askies? Sing en dans. Ok, nou gaan ons... En as jy gaan so, nou gaan jy in die hemel in, né? Dan sing en dans jy. Ok? Gaan julle dit regkry? Gaan jy dit regkry nie? Ek sê jy wel. En dan wat doen ons op die aarde? Ons sing en dans ook. So wat ons maak, kom stap goed saam met my. So jy gaan nou dan soos in die hemel en dan soos op die aarde. En dan soos in die hemel en dan soos op die aarde. Gaan jy dit regkry? Ja, sê ja, sê ja, sê ja, sê ja. Ok, jy gaat ons. Kijk. Julle dans dan nie. Soms val 'n ou. Ons het daarvan geleer. En as ons val, staan ons op. En ek wil hê jy met hierdie prentjie kry, dat jy's nie net op die aarde nie, jy's met jou kop in die hemel, en dat jy die hele tyd varieer tussen hemel en aarde. En dis wat dit beteken.
laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Baie dankie. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes, kry daar vir die tannie. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes 17. Iemand het destyds gesê, mens maak maar foute. Hy het my kwaad geword vir my en gesê, moet nooit begin deur te sê, dis 'n moeilike teks nie, want dan sit jy my heel af. Maar nou ja, ek gaan Johannes 17 lees, Johannes hoofstuk 17. En ek wil nou vir julle eerlikwaar sê, dis nie 'n maklike teks nie. En jy gaan baie sukkel met hom in het begin, en jy gaan amper geen idee hê waaroor dit gaan nie. Kom ons kyk net gou hierso, nou gooi ek alles te mekaar, né? Ek moet kyk, Marianne sê, oppas, jy druk die drade te mekaar hierso. Dankie. Dan sê ook nie vir my opcheck en dan sit chaos. Hoe ver moet ons omvat? Dat jy op my mooi kan sien. As ek, dankie. Gooi die hele bedryf hier te mekaar. Goed, so ons gaan lees Johannes 17. Ek moet ongelukkig die hele hoofstuk lees, sodat jy kan, John chapter 17, ons moet na die hele gedeelte kyk, om die ervaring te kry oor wat Jesus hier bid. Hy het ons 2 gebede gegee. Matteus hoofstuk 6, waar hy vir ons leer, dat is in die ander Lukas ook, hoe hy leer om te bid, soos ons al gesien het, laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. En hier kom bid Jesus vir sy disippels. En dis 'n uitgebreide gebed, maar dieselfde. Dit wat in die hemel gebeur, o Vader, laat dit ook op die aarde gebeur. Baie herhaling van die kant en daai kant, en dis hoekom ons vanoggend daaroor gaan praat, dat ons iets daarvan kan beleef. Johannes hoofstuk 17, ek begin by vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom, sien julle hoe weerspieël dit, goed dit. Vers 2. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. Vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. So wanneer ek die wil van die Here doen, verheerlik ek God. Here, verheerlik u nou vir my. Vers 6. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Vers 9. Ek bid vir hulle, so bid Jesus dan. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly. Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan. Vers 12. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie.
behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. 16. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos die Vader in my is, en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Vers 25. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het die naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees. Nou ja, jy sien dus dat dit is so 'n bietjie van 'n heen en weer storie, maar kom ons kyk, wat gaan hier aan in Johannes. Nou, kom ons kyk weer na die breër raamwerk, die inleiding. Op die oog af is dit byna moeilik om dit te verstaan, baie herhaling, en dit klink vreeslik teologies, né? Amper soos die ouens wat nou so 'n bietjie sokke gekyk het, en ook in die spel van hokkie. Dan sê hulle, maar wat slat hulle die bal, hoe speel hulle, op 'n stadium het die Zaan gesê, maar die mense speel dan nou heel agteruit. Wat gaan die aan? Dis die ouens wat die spel ken, speel hom heen en weer, met 'n plan, en met 'n doel, né? So, eintlik is dit 'n rondspeel van die bal, dribbel die bal heen en weer, maar dit gaan oor eintlik 'n eenvoudige bed, en dit is dat die Vader en die Seun is een. So moet die mens ook een word met God. Wat die Vader sê, doen Jesus, en wat Jesus doen in gehoorsaamheid, verheerlik weer God. Daarom moet mense op die aarde doen, soos wat God sê en is, en daarmee verheerlik ons die Here God. Ons aanbid hom, ons maak hom groot, né? Ongelukkig is die groot hartseer in 'n huwelik, in gesinne, selfs by die skool tussen onderwysers en kinders, by die werk, die werkgewer en die werknemer, ook in spansport, of in 'n koor of 'n konsert, waar mense saam moet werk en saam moet speel.
As die span nie saammaak nie, en saamspeel nie, en daai groot woord sinkroniseer nie, as die kar se wiele nie almal tegelyk hardloop nie, dan is daar groot moeilikheid. Baie groot moeilikheid. Kom ek vat 'n voorbeeld. Toe ek 'n student was, het ek met 'n girl uitgegaan en sy het my genooi na 'n troue toe. Sy het op daai stadium by die konservatorium, sy was 'n mezzo-sopraan, so sy het musiek geswat. En sy nooi my toe na een van haar klasmaats se troue. En klaar, blyklik het hulle heel wat geld gehad, so dit was 'n vreeslike okasie, die troue. Maar wat vir my sleg was op die troue, is dat sy vir Manuel Escorcio, wat op daai stadium klas gegee het by Stellenbosch, gevra het om 2 of 3 opera liedere te sing op die troue. So, nou wanneer jy vir Manuel Escorcio of vir enige Pavarotti nooi om op jou troue te sing, dan word jou troue 'n konsert. Mens kan mos nou verstaan, né? By die onthaal het sy weer iemand gehad wat 'n radioomroeper was. Hy het soos 'n Kersmiskat gelyk, want sy baadjie, daar was nie 'n kleur in die reënboog wat sy baadjie nie was nie. So wat hier gebeur is, dat haar troue was so show, dat niemand die bruid raak gesien het nie. Kan julle verstaan? Want sy het so vaal gelyk, ten spyte van die feit dat sy 'n duur rok en baie moeite gedoen het met haar troue, het die operasanger en die omroeper al die show gevang. Dit kan in die kerk gebeur. Dit kan in jou geestelike lewe gebeur. Dat dit gaan oor die kerkgebou, dat almal kom in 'n kerkgebou, dat dit 'n is, jy weet, dis awesome, dis net ongelooflik, en jy sit te kyk na die wonderlike gebou, en al die beelde, en al die skilderye, en die rangskikkings, is net geweldig oorweldigend, of jy het 'n dinamiese pastoor, of 'n dominee, of 'n spreker, wat absoluut al die ouens gaan om vir hom te luister, en aan sy lippe te hang, en dat jou lidmate, jy kry baie keer in kerke waar die ouens net van die beste het, alles wat hulle doen, ongelooflike jeug, wonderlike etes by die kerk en so meer, dat in die proses, dat God self verduister, in die agtergrond raak, dan gaan dit oor die kerk, dan gaan dit oor die show, as ek die Engelse woord kan gebruik, dan gaan dit oor die wonderlike dinge wat die mense ervaar, en daarom sal baie mense dan ook sê, ons gaan nie daai kerk toe nie, hy is vervelig, hy is sommer net so, daar gaan niks aan nie, of ons gaan na daai kerk toe, want daar's groot dinge wat gebeur, en wonderlike dinge, dat binne in die kerk, en binne in jou geestelike lewe, daar's so baie van jou, en so baie van die kerk, dat God verduister. Nou wat is die Bybelse boodskap? Ek hoop jy kan die prentjie mooi verstaan, dat dit wat in die hemel aangaan, weerkaats wat op die aarde is. Dat die aarde niks anders is, as om soos die maan, die lig van die son, te weerkaats nie. Die kuns is, om te synkroniseer tussen die eenheid van God in die hemel, en dit te weerkaats van die aarde af. Dat ek in my persoon, Gobabis as dorp, Gobabis gemeenskap, die distrik as Gobabis gemeenskap, 'n beeld van God is, 'n gelykenis, 'n weerspieëling is, van wat in die hemel aangaan. Sodat mense kan sê, ek het God gesien in Gobabis. Ek het God gesien en God se werke binne in die dorp, binne in die mense van daar. Dit wat in die hemel gebeur, sien ons
die weerspieëling daarvan op die aarde. En wat is dit? Net soos die drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, is een God. Hulle is so een dat jy hulle nie uitmekaar uit kan haal nie. Hulle is een in die hemel. So sinkroniseer een in God se plan, God se wil. Dit wat God se wil is, dit doen Jesus op die aarde. Dit wat God se wil is, doen die Heilige Gees in en jou, my lewe. Dis 'n invlegting van die koninkryk van God. God se wil, God se plan, God se werke op die aarde. En so bid die Here Jesus dat ek en jy sal deel wees en sinkroniseer as een prentjie van wat God op die aarde wil doen. Nou is die vraag, hoe kry jy dit reg? Hoe doen 'n mens dit? In die eerste plek, jy moet, kom ons kyk of ons hom kry, glo. Wat moet jy glo? Jy moet glo dat jy, want baie dikwels sal mense kla en sê ek bid in die dak vas. Die Here is so ver, hy's daar in die hemel en ek moet sukkel hier op die aarde. Nee. Ons het dan het 'n niggie wat 'n man oorlede is en hy het nogal gespekuleer op die aarde met huise en met besighede en goed. En sy het vir hom gesê, John, jy gaan nie eendag doodgaan, dan los jy al hierdie goed vir my nie. En dit gebeur toe. Hy is toe dood en sy sê, nou sit hy met sy dinges in die hemel en ek moet nou sukkel met al hierdie besigheid en uitgesorteer te kry hier op die aarde met al die geboue en die huise wat hy gekoop het. Jy moet glo dat God jou as beeld van God geskaap het. Dat dit wat in die hemel aangaan, hierdie twee goed, as ek hulle kan uithaal, dit wat in die hemel aangaan, gebeur hier op die aarde. En dis wat ek vir die kinders probeer demonstreer, dat ek loop wydspeen met my een voet in die hemel en met my een voet op die aarde. Kom ons lees wat staan daar in Romeine 8. Die wat hy lank tevore verkies het, ja, wat hy sit vanoggend, het hy ook bestem om gelykvormig te wees. Waaraan? Aan die beeld van sy seun, soos wat Jesus op die aarde geloop het, sodat sy seun baie broers kan hê, en susters, jy, van wie hy die eerste is. En jy moet glo, kyk mooi vir my, I'm good enough. Ek kan. Hy het my gemaak. Dis om dit nie omdat ek special is en baie uitsonderlik is en bintie is nie, maar hy het jou gemaak sodat jy dit kan doen. En dit begin met daardie glo. Glo jy waaragtig dat jy 'n beeld van God is en dat God jou gebruik om sy werk op die aarde te doen. Hierdie asemhaal, jy loop op die aarde en jy haal die hele tyd asem. Onthou julle? Ja. God se asem in jou. Dit wat jy praat, dit wat jy sing, dit wat jy doen op die aarde, is as beeld van God. Glo dit. En leef dit. In die tweede plek, kom die Here en hy sê, die Bybel, laat ons die rede ernstig, om hierdie rede, moet ons ernstig opneem om die Bybel goed na te gaan. Want die Bybel kom vertel vir jou wat in die hemel aangaan, sodat jy dit kan kom doen op die aarde. Onthou julle wat Henry verlede Sondag vir ons gesê het? Die Jode is baie ernstig daarmee. Hulle sit te wag nie dat dit gebeur nie. As die Here sê dit moet gebeur, dan laat hulle dit gebeur.
En dit is wat ons moet doen. Johannes 13 sê, as ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, vers 16, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. Dit wat die Here gedoen het hier op die aarde, het ek 'n voorbeeld gestel. Glo dit en lees wat in die Bybel staan, en dan gaan doen jy dit in Gobabis. Laat ons in ons huwelik en laat ons in ons gesinne ernstig na mekaar luister. Dit wat die Vader sê, doen Jesus. As Jesus bid en sê, laat die beker verby my gaan, en God die Vader sê, jy moet dit doen ter wille van die verlossing, dan gaan hy en neem sy kruis op. Soos die onderwyser dit vir my leer, so luister ek daarna, en so doen ek die werk. Soos my breier of my afrigter vir my leer, die tegniek om balhantering en rond te dribbel en reg te doen, so moet ek dit dan op die veld doen. Die ou manne wat nog in die weermag was, sal onthou, as jy 'n groot parade het, bly formidabel. Jy begin eers met klein afdelingkies en later die groot, as jy so 'n funksie het of so 'n, wat noem mense dit, is hulle so op die parade, as daar so 300 ouens wat daar staan. En nou moet julle weet, is gewoonlik op 'n fees. Ek was in die SP-bag. Dit is 'n snaakse manier gehad van trou. Daar's musiek wat speel, daar's mense wat cheer, daar hardloop 'n klomp perde, maar al wat jy doen is, jy sit te luister na die bevel. En dit wat daai ou skree, op die ritme, doen jy. Omkeer, ja, party ons weet. Omkeer. Voorwaarts mars, en alles wat jy doen, op die ritme van die drom, doen jy dit. Soldate, hoekom? Want as daar oorlog uitbreek, en die bomme bars, dan hardloop jy nie weg vir 'n bom nie. Jy luister na, vorentoe, op die maat van die mars. Hier, luister baie mooi, is geen plek vir individuele kompetisie nie, of afshow, of om jou eie wil te doen nie. Wat gebeur, Serena, in 'n koor, as die koor moet sing, my een antie sing daar, sy sing die hardste. Dit is 'n groot van, ek wil afshow, ek is 'n opera sangeres, en dan gaan sing jy in die opera jou aria. Maar binne in 'n koor is die kuns om vir mekaar te luister, en op dieselfde noot te werk. Binne in 'n konsert, enige iemand wat daarmee te doen het, moet na mekaar luister. Wat gebeur as jy voor die televisie staan en jou span speel en die ou paas nie die bal nie, want hy wil self die 3 druk? Mario? Dan vloek jy hom. En die fluitjie blaas, want hy die bal vasgehou. Hoor julle wat ek wil sê? Jy is deel van 'n span. Jy is nie die game nie. God se wil is nie jy nie. Gaan oor die koninkryk van God in Gobabis en in hierdie wêreld. En daar paas die bal. Sing saam, werk saam om die gesag van die Bybel te luister, te handhaaf met jou hele hart. Wat is ons derde een? Gebed. Wat beteken gebed? Gebed beteken om die hele tyd te kommunikeer. Net soos spanwerk.
net soos in die koor, wat na mekaar luister, net soos wat ons speel en ons praat met mekaar die hele tyd. Hoor wat sê Johannes 17 wat ons sopas gelees het. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. Paas vir my die bal, dat ek jou triet kan druk. Gee vir my jou huis se sleutel, sodat ek jou huis kan oppas. Gee jou plaashek se sleutel vir my, sodat as daar brand uitbreek, dat ek jou kan kom help. Dis een kommunikasie, dat deur die Heilige Gees mense ook nou een met die Vader en een met die Seun kan wees. Daarom moet ons gedurig vra, Here, wat maak ek nou? Here, wat sê ek nou? Here, hoe tree ek nou op? Hierdie ou het nou my gal bitter gemaak. Hierdie een vererg vir my. Hierdie ou kan ek nie aanstaan nie. Wat wil u hê moet ek doen? Ek het dit oorgekom dat 'n ou eendag in die kerk vir my geskree het, van die galery af, jy's 'n valse leraar, die kerk is 'n valse mens. En ek dadelik, Here, wat moet ek maak? Toe sê hy niks. Ek werk met hom. Gaan aan. Hier is geen plek vir net ek nie, maar daar's 'n kommunikasie. Die hele tyd met die Here praat, dat ek en God op dieselfde bladsy kan wees, sodat Gobabis en die hemel op dieselfde bladsy kan wees. En dis hoekom ons met mekaar praat. Gebed is luister en praat. En dit bring ons by nommer 4, gehoorsaamheid. Ek het al so baie daaroor gepraat. Dis die mooiste Afrikaanse woord wat jy kan kry. Waar is ons Afrikaans? Jy hoor en dan maak jy saam. Nee, jy hoor en jy maak saam. As jy nie hoor nie, kan jy nie saam maak. As jy hoor, maar jy maak nie saam nie, is daar nie gehoorsaamheid. Johannes 17 vers 4. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Hoe het hy dit gedoen? Hy het gehoor wat sy Vader sê en toe maak hy so en toe doen hy dit. Vers 6. Ek weet of ek kom op die bord. Ek dink ek het hom op die bord nie. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Niks minder nie, maar niks meer nie. As jy minder doen, dat jy gesondig. As jy meer doen, dat jy geoortree. Ek wil gou vinnig met julle deel wat ek gedeel het met die kerkraad op donderdag aand. Daai oomie se naam is Bavink, Herman Bavink. Sy boek, 'n handleiding, kan ek mooi lees, handleiding by het onderwys in die Christelike godsdiens, was ons eerste jaar kweekskool se voorgeskrewe boek in dogmatiek. Hy's nog in Nederlands geskryf. Wat 'n boek, omdat hy kortbondige Bybelanalises maak, navorsing in die Bybel, en van daaruit bou hy dan die gereformeerde teologie wat ons het, waar hy praat oor wat is die hemel, wat is die koninkryk, wie is God, hoe openbaar God hom aan ons, wat is God se wil, wat is God se plan, wat hy alles uit die hemel uitkry. Nou in sy Bybelse ondersoek kom Bavink tot 'n slotsom. Wat is die kerk? Dit is net absoluut wonderlik. Wie en wat is 'n kerk, 'n gemeente, soos ons vanoggend? Hy sê, die kerk bestaan uit hulle wat reeds in die hemel is en in die oorwinnende hemel is. Die ouens wat hierdie kerk gebou het, wat hom gestig het, wat die gemeente gestig het in Gobabis, wat begin het met perdekarre rondry en vir mekaar besoek en mekaar opbou, later 'n gebou het, later kerkrade gevorm het
en mense gedoop het en kinders in sonnaskole groot gemaak het en geleer het. Hulle is in die oorwinning reeds in die hemel. En die ander, ek en jy, wat nog noem hy dit die strydende kerk op die aarde, wat nog beklei, wat nog sukkel teen die bose en teen valse godsdienste. En daarom sê dan ook wat dit inpas in ons geloofsbelijdenis. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike. Die woord is eintlik katholieke kerk. Katholiek beteken as 'n algemene kerk, maar ons het ongelukkig al 'n lelike konnotasie in die katholieke gesit, lelik in die sin dat dit 'n bepaalde teologie is, en daarom praat ons van die algemene kerk. Wat sê waarvan, wat is ons as gemeente? Nommer 1 is, daar is ons kerk. En wat is die kerk? Dit sê eenheid. Nou dit is so algemeen, maar dink 'n bietjie, nes die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saamwerk as 'n eenheid. So is die kerk 'n liggaam wat baie lede het. Dit beteken as jy jou klein twintjie gestamp het, dan loop die hele liggaam mank. Toe hierdie kindjie geval het, toe lê sy hele liggaam, toe sy voet hak aan hierdie noedel, toe val sy hele liggaam op die grond. As een van ons swaar kry, gaan vir 'n hartomleiding, wat wegloop, wat kwaad is vir die kerk, wat die kerk vloek of wat ook al, kry die hele kerk swaar. Waarvan gebruik dan die twee voorbeelde, die liggaam en die wingerdstok. Net soos wat hy haal het uit die Bybel uit, die wingerdstok en die lote. As die lote in die wingerd is, wat gebeur? Groei, blom, pot, blare en die heerlikste vrugte, wat tot lekker eet of selfs in konfyt of wyn kan wees. Nee, dis 'n eenheid. Maar as die loot afgebreek word van die wingerdstok, gaan hy dood. Maar wanneer hy een is van die wingerdstok, verheerlikheid. Daarom, hierdie gemeente moet 'n eenheid wees, ongeag verskillende dele. Party is hare, party is toenails, party is bene, party is vel. En ons aard nie na mekaar nie, maar ons bly 'n eenheid. Die tweede ding wat waarvan sê is die kerk is heilig. Heilig beteken nie jou hoed is groter as die ander nie, of jou klere lyk anders as ander mense, of jou gedrag is dit nie. Wat maak jou heilig? Kom ons kyk. Die heiligheid lê in God self. Romeine 1 vers 7, aan almal in Rome, vir wie God lief het en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Hy skryf vir die Korintiërs, wees heilig, aan die gemeente van God in Korinte, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. As jy aan God behoort. Ek gaan nou 'n bietjie lelik wees. Om heilig te wees beteken om 'n familienaam te hê. Jy is 'n Engelbrecht, of jy's 'n De Tooy, of jy is 'n Besuidenhout, of wat van jy ook al kry. Nou kom ons vat gou so. Jy het 'n dogter in matriek, en dat jy 'n hoe sê hulle, pensioenvreter, as jy met pensioengeld skoolgeld moet betaal. Ne? Nou het jy 'n dogter in matriek, en jy het 'n seentjie in die kot. Nou kom jou dogter, sy gaan matriek afskyk toe, met daai fancy, mooi gedoende hare, pragtige make-up, kom sy met haar aandtabber, kom sy teen die trap af. Dis jou dogter, sy gaan die aand uit. In die ander kamer lê jou seentjie. Hy lê in die kot, hy het hom gepoef van onder tot agter sy ore.
Watter kind is die belangrikste? Watter een erf? Albei. Die een is nie heiliger as die ander een. Het julle? Het is moeilik om dit te beleef en te sien. Heiligheid lê nie in dit wat jy is nie, maar wat jy is in God. Jy behoort aan hom en sy bloed maak jou heilig en 'n erfgenaam van God, want jy het sy naam, Christus. You good enough. Want jou heiligheid word nie in wie ek is en wat ek perform nie, maar lê in dit wat die Here van my gemaak het. Ek behoort aan hom. Derde een, as soos klaar. Waarvan sê, dis 'n algemene kerk. Wat bedoel ons by algemeen? Ek loop met die belydenisskas ding en ek weet nie altyd of hulle mooi verstaan nie. Ons het nou lank na die Ou Testament gekyk en die Ou Testament het die kerk eksoties gewees. Eksklusief beteken, jy moet 'n afstammeling van die Jode wees, jy moet besny wees en jy moet die tradisie van die Jode moet jy volg. Dan is jy 'n volk van God en dan gaan jy hemel toe en jy's besonders. Die ander het die Jode gesê is honde. In ons taal sê ons ander lelike name vir mekaar. In die Nuwe Testament kom die Here Jesus en sê, jy moet aan jou hart besny word. Ongeag volk, nasie, Jood of Griek, man of vrou, slaaf of vry. Jou heiligheid, jou behoort aan, lê in wedergeboorte, geloof en bekering. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Dis 'n algemene kerk, dat daar's net een kwalifikasie, sulke kind van God. Is my hart besny, behoort ek aan hom. Het ek die bloed van Jesus in my gees. Kom ons bid saam. Ons Vader, baie dikwels leer ons hierdie goed, maar ons leef dit nie. Ons hoor dit, maar ons maak nie saam. Ons bid in hierdie oggend, soos wat U vir ons geleer bid het, en soos wat U dit ook vir die disippels gebid het. Vader, soos U die drie-enige God is, Vader, Seun en Heilige Gees in eenheid, laat ons in eenheid wees, al verskil ons van mekaar. En laat ons, Here, soos U een plan het, een doel, een koninkryk, dat ons hier op die aarde daarmee sal saamsmelt. Amen. U kry die geleentheid om die Here te dien met die liefde gehad.
Here het vir ons geleer om te bid. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied soos in die hemel, so op die aarde. Here, soos wat U vir ons sorg, lei ons om ook U koninkryk te versorg. Amen. Kom ons sluit af met Bind Us Together. Nou kry jy mense wat sê, jy staan daar, ek staan hier, ek laat jou niks nie. Dan kry jy ander mense wat van mekaar hou. So as jy van mekaar hou, kan jy inhaak. Ons is bietjie min vanoggend, so jy moet ver haak, maar dit maak nie saak nie. Kom ons sing Bind Us Together. Kom ons leer om mekaar te verdra, eenheid te wees, al verskil ons in diversiteit van mekaar. Kom ons staan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees lei ons om as kerk, as gemeente, een, heilig en algemeen te wees. 'n verheerliking van God hier op aarde. Amen. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my
baie dankie. Mag jy 'n wonderlike geseënde week hê. Kom ons gaan drink tee, want daar's koek.